Op Dinsdag 11 November lees ek vir ons uit 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. So wat is die nuwe mens waarvan Paulus hier praat? Ons bly 'n leeftyd worstel met ons en ander mense se sonde en skuld, waarvan ons nooit die stryd verlaat nie. En Paulus het self hiermee geworstel en getuig daaroor in Romeine 7 en tot die slotsom gekom as gevolg daarvan dat hy homself nie verstaan nie en 'n ellendige mens is. Maar nou kom die vraag, waarvan praat hy dan as hy in hierdie teks van 'n nuwe mens praat? Hy het juis die nuwe mens in sy ellendigheid ontdek en nie in sy prestasies en eie krag nie. Dat God hom vergewe en elke keer weer sy skuld kom omdraai, wil in hom 'n nuutheid bring van vergifnis wat hom lei en hom weer 'n nuwe mens maak. So hierin lê die nuwe mens wees. Alhoewel die realiteit van ons skuld en sonde in ons bly voortlewe, was Paulus en ons nie meer langer slawe daarvan nie. Gemeet aan die goeie wat God ons roep om te doen, sal ons altyd op punte val en ellendige mense wees. Maar juis in ons ellendigheid en ons swakheid leer Paulus ons om God se krag te ontdek. So onthou, nuwe mense is nooit perfekte mense nie, maar is mense wat bereid is om telkens deur God se goedheid en genade in donker situasies verander te kan word, om te kan vergewe en om vergifnis te kan ontvang. Nuwe mense is telkens in praktiese lewenssituasies oop, nie net om foute uit te wys nie, en om te beoordeel en te veroordeel nie, maar eerder om te kan reageer met vergifnis, en daardeur nuwe lewe oop te breek. Waar is hierdie proses besig om in jou lewe tans af te speel? Waar is die Here besig om van jou 'n nuwe mens te maak? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek dank U vir die groot genade en vergifnis. U het nie vir my behandel soos ek verdien het nie, maar my skoon gewas deur die bloed. Die ou dinge, my foute, my skuld, my skaamte het U weggevat. U het my nuwe begin gegee, 'n nuwe hart en 'n nuwe lewe in U, elke oggend. Help my om daarom gereeld ook ander te vergewe soos U my vergewe het. Laat ek nie vashak by die verlede nie, maar elke dag nuut leef in die liefde en genade. Here, maak my woorde en my gedagtes nuut, sodat mense in my U lig kan sien. Dankie dat ek in U 'n nuwe skepping is, vry, vergewe en vol hoop. Amen.